Goeiedag en baie hartlik welkom by ons volgende aflewering van Koffiegesprekke oor Galasiërs. En vandag kyk ons na hoofstuk 2. Jakob, sal jy asseblief hoofstuk 2 vir ons voordra? Galasiërs 2 vers 1. 14 jaar later het ek weer Jerusalem toe gegaan, hierdie keer ek en Barnabas, en ek het vir Titus ook saamgeneem. God het dit aan my geopenbaar dat ek moet gaan. Ek het toe die evangelie wat ek aan die heidene nasies verkondig, aan die broers daar voorgelê en ook afsonderlik met die leiers bespreek. Ek wou sekerheid hê dat ek nie te vergeefs werk of gewerk het nie. Hoewel Titus, wat saam met my was, 'n Griek is hy nie gedwing om hom te laat besny nie. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit is mense wat onder vals voorwendsels in die gemeente ingedring het en voorgegee het dat hulle gelowiges was. Hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus vir ons verwerf het dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. Aan hulle eise het ons egter nie 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf sou word. Die leiers van die gemeente, wat hulle vroeër was, maak nie vir my saak nie, want God kyk nie na mense uiterlike nie. Die leiers van die gemeente het aan die evangelie wat ek verkondig niks toegevoeg nie. Inteendeel, hulle het ingesien dat die taak aan my toevertrou is om die evangelie aan die nie-Jode te verkondig, net soos dit aan Petrus toevertrou is om die evangelie aan die Jode te verkondig. Dieselfde God wat van Petrus 'n apostel vir die Jode gemaak het van my 'n apostel van die nie-Jode gemaak. Toe hulle dan ingesien het dat God aan my hierdie voorreg gegee het Jakobus, Sefas en Johannes, wat beskou is as pilare in die gemeente, vir my en Barnabas die regterhand gegee as teken dat hulle en ons nou medewerkers is. Ons het ooreengekom dat hulle die evangelie aan die Jode sou verkondig en ons aan die nie-Jode. Al wat hulle gevra het, is dat ons nie die armes onder hulle moes vergeet nie. Ek het my dan ook steeds vir hierdie liefdesdiens beywer. Toe Sefas egter later na Antiochië toe gekom het ek my openlik teen hom verset, omdat sy optrede duidelik verkeerd was. Voordat daar van Jakobus se mense aangekom het Sefas gewoonweg saam met nie-Joodse gelowiges geëet. Maar toe hierdie mense daar aankom, het hy hom onttrek en hom eenkant begin hou, omdat hy bang was vir die voorstanders van die besnydenis. Die ander Joodse gelowiges het saam met hom begin huigel en selfs Barnabas het hom deur hulle huigelary laat meesleep. Toe ek sien dat hulle van die reguitpad van die evangeliese waarheid afwyk, het ek daarvoor almal vir Sefas gesê: jy is 'n Jood en jy hou jou nie meer aan Joodse gebruike nie. As jy dan self leef asof jy nie 'n Jood is nie, hoe kan jy mense wat nooit Jode was nie wil dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ook ons het tot die geloof in Christus Jesus gekom. En dit is hoe ons vrygespreek is. Deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie, want niemand word vrygespreek op grond daarvan dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalinge van die wet wat ek nietig verklaar het weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot 'n oortreder. Maar wat my betref is ek deur die wet vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. Maar as 'n mens vrygespreek sou kon word, op grond daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken dat Christus verniet gesterwe het. So,
Dit is so ryk en hier so baie dinge wat in die teks aan die gang is. Dit lyk vir my asof mens hierdie hoofstuk in 3 dele kan opdeel. Wil jy dalk met ons praat oor die eerste gedeelte, Jakob? Ek onthou jy het iets gesê van die verveligste gedeelte in Galasiërs. Ja, ek dink mens kan hom in 3 dele deel. Die eerste deel het ek genoem in my boodskap die vervelige deel van Galasiërs. Dis eintlik van 1 vers 18 tot 2 vers 10. En dan kry ons daai konfrontasie met Petrus. Dis vers 11 tot 14 en dan seker die golden nuggets van Galasiërs wat gelaai is met diep teologiese betekenis maar wat ook baie moeilike verse is. Vers 15 tot 21. So ek het eintlik begin by die vervelige deel van Galasiërs. In die middel is die konfrontasie met Petrus en aan die einde is die moeilikste verse in Galasiërs en dalk die moeilikste verse in die hele Bybel. So. Jakob, sê ons bietjie meer vertel oor die vervelige gedeelte. Ja, ek noem dit die vervelige gedeelte want dis die gedeelte wat baie keer in kommentare min aandag kry en daar word so gefast forward na die diep teologiese vraagstukke van vers 15 tot 21. En dis die gedeelte wat gaan oor Paulus se reisplanne. 14 jaar later is ek Jerusalem toe en hy het vir Titus saamgeneem. So ons sou vandag kon wonder, maar wat het dit met ons te maak? Dis egter net die omgekeerde. Dit is nie vervelige verse nie. Dis verse wat gepak is met betekenis en dit is verse wat Paulus beskou het as deel van die evangelie boodskap wat hy vir die Galasiërs wou bring. So vanuit daai oogpunt is dit baie belangrike verse. En natuurlik moet ons baie versigtig wees om sekere verse in die Bybel as vervelig te beskryf, want die Heilige Gees het dit geïnspireer. Die Gees het vir Paulus geïnspireer om hierdie verse, reisplanne ensovoorts op te teken vir 'n baie spesifieke doel. Daar's 'n ander rede hoekom ons nie moet fast forward deur dit nie. En dit is, as ons hierdie verse nie verstaan nie, gaan ons die konteks van wat volg verloor. Dis alles deel van 'n eenheid wat baie noodsaaklik is. Ek het 'n plakkaat gemaak wat 8 punte opsom wat ek uit hierdie sogenaamde vervelige verse uitgehaal het. Ek gaan miskien vir doeleindes van ons opname vandag net 'n paar sake uitlig, definitief nie al 8 nie. Kom ek begin by die derde een, kom in beweging en stoei met keuses. Ons sien baie duidelik dat Paulus in beweging kom. 14 jaar later is ek Jerusalem toe, hy vat vir Titus saam, en miskien was dit 'n tipe eksperiment om te sien wat met die besnydenis sou gebeur het. Die punt is, Paulus kom in beweging en hy stoei met keuses. Hy lê die evangelie wat hy onder die heidene nasies verkondig voor in Jerusalem en daar moet keuses gemaak word. En dis 'n baie belangrike saak vir ons ook. Hierdie boek moet grondvat in die werklikheid van ons lewe, moet ons uitdaag vir gesprekke en keuses ook in ons eie lewe. 'n Ander saak, en dit is by punt 4 en 5 op hierdie plakkaat, nee verdwang van mense en ja vir die vryheid en die waarheid van die evangelie. Dit het ek gevat uit 2 vers 3 en verder, of afgelei uit 2 vers 3 en verder. Daar sê Paulus, hoewel Titus wat saam met my was 'n Griek is hy nie gedwing om hom te besny nie. Daar was wel sekere mense wat dit wou hê, maar dit is mense wat onder vals voorwendsels hulle in die gemeente ingedring het en wat voorgegee dat hulle meer medegelowiges was. En dan sê hy, hulle werklike doel was om ons lewe in die vryheid wat Christus Jesus vir ons verwerf het dop te hou, sodat hulle weer slawe van ons kon maak. So. En aan hulle eise het ons nie vir 'n enkele oomblik toegegee nie, sodat die waarheid van die evangelie vir julle gehandhaaf word. Nou, dis 'n baie belangrike stukkie vertelling. En mense kan dink is net op Paulus van toepassing, maar presies dieselfde gebeur vandag nog in feitelik elke denominasie. Daar is mense wat nie belangstel om te hoor of Jesus verkondig word nie, maar wat die vryheid van ander gelowiges dophou om te kyk of hulle by sekere kerkreëls hou. Ons het self ook dit beleef, sonder om daarmee te sê dat mense wat daarbey betrokke was teen ons nou nie gelowiges is nie. Ek wil nie dit sê nie. Maar ons het dit beleef, hoe dat mense
eintlik nie belang gestel het in meer Jesus, meer liefde en meer disippels nie, Ja. maar ons vryheid wat Jesus vir ons verwerf, ons lewe in die vryheid wat Christus vir ons hier verwerf het, dopgehou of ons aan die uiterlike bepalings van die kerkorde nakom. So. En na my oordeel is dit presies daai selfde ding wat maar deur die eeue bly afspeel. En 'n mens kan daarby verbygaan en sê dit maak nie saak nie, maar dit maak saak. Want Paulus sê dat die waarheid van die evangelie ingedrang kom, sodat die waarheid van die evangelie vir julle behoue sal bly. Ja. So ek dink dit is 'n baie belangrike saak. Ons moet soms opstaan en sê nee, ek laat my nie dwing Ja. om sekere reëls te volg nie, want dit gaan die vryheid en die waarheid van die evangelie in gedrang bring. Absoluut. Ja, 'n ander saak wat vir my interessant was uit 2 vers 8, waar Paulus sê dieselfde God wat van Petrus 'n apostel van die Jode gemaak het van my 'n apostel van die nie-Jode gemaak. Nou in die Afrikaanse vertaling is dit nou bietjie weggesteek, maar die Griekse woord is vir gemaak is energeo, waar ons woord energie vandaan kom. Soos energize in Engels. Ja, soos energize in Engels. So Wow. Paulus sê dieselfde God wat vir Petrus ge-energize het om die evangelie vir die Jode te bring, het my ge-energize Wow. om die evangelie vir die nie-Jode te bring. En daarin is net hierdie kosbare golden nugget in vervat dat ons moet nie net negatief wees en sê, hoorie, ek sal nie die vryheid laat bedreig as mense dit dophou in Jesus nie. Maar want dan begin jy protesteer teen mense wat jou bedreig. Maar dit is ook nodig, maar ons bediening moet gevul wees en ons lewe as Christene met positiewe, met wat is Jesus besig om in ons te energize. En dis waarop op ons fokus moet wees. So ek het gedink dat ek maar net daai sake uitlig. Aan die einde is daar ook die hele ding van die swaar kry van die Jode. Hierdie gedeelte Willem loop uit. Dis natuurlik die eerste aanslag was mense wat se werklike bedoeling was om die vryheid wat Christus Jesus verwerf het dop te hou, om weer slawe te maak. Paulus is 'n Jood, so slawe gaan terug na slawe in Egipte. Maar die aanslag het toe ook eintlik van binne af gekom. Was nie net van buite van ongelowiges nie, maar ook van binne van Petrus wat begin huigel het. En dis daai gedeelte in 2 vers 11 tot 14. Jy sal onthou, ons het 'n drama gehad van Jan Rabie, 3 kaalkoppe eet tesame. Ek weet nie of jy 'n bietjie oor daai konteks wil praat en kortliks net wil sê wat daar gebeur het. Vir die van julle wat nie daar was nie, ons die 12de Mei het ons 'n diens gehad waar ons hierdie drama as deel van die preek en as deel van die liturgie geïnkorporeer het. En die doel van dit was om te wys wat is die gevolg daarvan as jy eintlik jou eie maatstaf gebruik om op ander mense te teer. Die Engels het 'n mooi uitdrukking to feeding of the sheep, wat ook in Esegiel gebruik word van herders wat van die skape af eet, maar die drama het spesifiek daaroor gegaan oor hierdie gierigheid, hierdie honger om te voed van ander mense af en hoe die einde van dit dan heeltemal 'n selfdestruktiewe pad is. En die vergelyking van dit was as jy soos Petrus het gehuigel, hy was bang vir die volgelinge van Jakobus wat aangekom het in Antiochië en hy het saam met die gelowiges of die Jesus-volgelinge wat uit die heidene uit ontstaan het, geëet en toe hierdie groep van Jakobus se volgelinge daar aankom, toe hy homself onttrek. En Paulus het gesien watter groot destruktiewe krag dit in het. So Paulus staan op en hy openlik wys vir Petrus tereg voor almal en hy gebruik 'n baie sterk woord. Hy sê Paulus het homself eintlik gekondem in Engels. Petrus het homself veroordeel, dankie. Voor almal en hierdie gedeelte vers 11 tot 14
is 'n skarniergedeelte eintlik in die hele boek. Hier vind ons die rede hoekom Galasiërs geskryf is, na my mening. Paulus trek die gordyn oop en hy wys vir ons wat het aanleiding gegee tot hierdie skryf van hierdie brief wat ferm is en tog ook baie liefdevol is. Ja. En ons het daai op die 12de Mei ook saam geëet, saam met medegelowiges uit Soweto en van Nieuwclair en van die Middestad. En ons was intentioneel daaroor, want ook vir Paulus, en dit is waarvoor hy opstaan, om saam te eet was 'n uitdrukking daarvan om kerk te wees, om in mekaar se teenwoordigheid te wees. In die Nuwe Testamentiese tyd het die nagmaal oorgegaan in gemeenskaplike etes. Ja. En dit was 'n uitdrukking van 'n nuwe werklikheid wat gekom het as gevolg van wat Jesus gedoen het aan die kruis deur sy opstanding en sy hemelvaart. En Petrus beweeg dus terug, mense wat reeds oorgegee het aan Jesus, beweeg dus terug onder sekere wette, en ons sal nou daarby kom oor wat dit beteken. En Paulus sê, definitief kan dit nie so wees nie. Hierdie sal nie so wees nie. Ja. Dit verbreek eintlik daai new community, daai nuwe gemeenskap. En dit bring die vraag na vore, wie is deel van hierdie nuwe gemeenskap, hierdie nuwe fellowship. Ons tema was onder andere in die ou gebou the new community. Wie is deel van hierdie nuwe gemeenskap? Ja, en ek dink die saak waarmee Paulus wortel in wat hy in Petrus se lewe uitwys is, hoe meet jy dit? Ja. Dit is merktekens van hoe eien jy die Christelike beweging so vroeg in die Nuwe Testament. Ja. Hierdie is baie vroeg, is dalk die eerste brief in die Nuwe Testament moontlik. En as mense na die Christene kyk, hoe moet hulle weet dat hulle Christene is? Watter beeld moet die Christene uitstraal? Ja. En daar was 'n verskil daaroor gewees. So die Jakobus se volgelinge het 'n sekere idee gehad oor wat dit beteken om regverdig te wees. Ja. En Petrus het self terugbeweeg in daai opinie en Paulus neem baie sterk standpunt in vir 'n ander idee. Ja, ek sal ook graag wil sê dat hierdie was vir Paulus persoonlik ook baie seer gewees, omdat Barnabas homself ook bygevoeg het by hierdie groep mense. En Barnabas was die persoon wat homself eintlik oor Paulus ontferm het, wat hom ingetrek het in die kring van die gelowiges in, maar wat ook saam met Paulus in die vorige gedeelte na Jerusalem toe gegaan het, en wat ook bevestig is deur die leiers daar, as 'n leier wat saam met Paulus werk. En nou moet Paulus eintlik alleen opstaan teen hierdie groot onreg wat nou van binne af, soos jy nou gesê het, daar was 'n bedreiging van buite af, nou kom die bedreiging van binne af. So ons kan sien dat dit baie noodsaaklik was vir Paulus om hier baie sterk standpunt in te neem. En miskien nog een ding oor Paulus se verhouding met Petrus. Hy berisp hom, hy vermaan hom in die openbaar, hy vat hom sommer reguit daar aan voor almal. Ja. Maar gelukkig is dit nie waar hulle verhouding gebly het nie. In Petrus se briewe later in die Nuwe Testament, dan lees ons hoe Petrus opstaan, juis daarvoor as jy lyding verduur omdat jy doen wat reg is. So hy het tot bekering gekom, hy het geluister wat Paulus vir hom gesê het, en hy het daaroor gaan dink, en hy het daarmee gaan stoei. En dan in 2 Petrus 3 kry ons hierdie volgende woorde. Petrus skryf, en beskou die geduld wat ons Here met ons het as 'n geleentheid om gered te word. So het ons geliefde broer Paulus immers ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskrywe. Hy skryf dit ook in al sy briewe waarin hy oor hierdie saak handel. Daar is dinge in sy briewe wat moeilik is om te verstaan, en oningeligte en onverstandige mense gee daaraan 'n verkeerde uitleg, soos hulle trouens ook doen met die res van die skrif, en dit is tot hulle eie ondergang. Dit is my so mooi, noem my vir Paulus 'n geliefde broer, en dat mense moet lees en luister wat Paulus skryf, en dat hulle nie dit verkeerd moet uitlê nie. En die volgende gedeelte waarna ons gaan kyk, het so baie moontlike uitleg opsies. Een van die moeilikste. Dis een van die moeilikste gedeeltes wat Waar staan daai? Dis in Petrus se tweede brief, nê? 2 Petrus 3 vers 15 en 16. Aan die einde van en die eerste Petrusbrief gaan oor die lyding. Ja. So nou is Petrus bereid om
om te lei en hy selfs op so goeie plek. Hy's nie meer bang nie. Hy skryf oor lyding terwille van die evangelie wat hy deurgegaan het, nee. En hy's soos wat kerkgeskiedenis ons leer nog onderste bo gekruisig ook. So daai vrees wat hy gehad het toe hy op die water geloop het en ook toe Jesus gekruisig is, hy het dit te bowe gekom. Dis 'n wonderlike evangelie. Voordat ons na die moeilikste gedeelte toe gaan, wil ek net 'n aanhaling deel wat N.T. Wright my na toe gebring het, en hy sê dat Paulus is besig met die vraag, hoe moet die kerk lyk? Ja. Wat bietjie anders is as ander vrae wat gevra word, ek sal dit vir jou oorlos, maar hierso staan, ecclesiology, Paul's main concern in Galatians, is not an alternative to soteriology. It is its public display. So Paulus is besig om die vrae te vra oor, hoe moet die kerk hom vergestalt plaaslik, en wat moet jy doen as mense van buite af druk toepas, en wat moet jy doen as mense van binne af druk toepas, op dinge wat nie van die Here af is nie. Ja. Hierna volg 'n baie moeilike gedeelte. Ja, is my interessant dat Petrus ook sê, ons broer Paulus skryf dinge wat moeilik is om te verstaan, soos jy aangehaal het. Kom ons kyk 'n bietjie net eers gou, wat is so moeilik aan hierdie gedeeltes. As jy kyk na 2 vers 17, wat op aarde bedoel Paulus as hy sê, as uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het dat ons ook sondaars is, beteken dit dat Christus in diens van die sonde staan. Wat op aarde bedoel hy daar? Dis die eerste baie moeilike vers, seker een van die heel moeilikste verse in die hele Bybel. Dit wat hy net daarna sê is vir my maklik om te verstaan, maar daai deel het ek baie mee gestoei. Wat sê hy net daarna? Hy sê, hy sê, dit kan nie so wees nie, mag dit nie so wees nie. Christus kan nie in diens van die sonde staan nie. Ja, dit verstaan ons, ja. Maar wat bedoel hy met daai eerste deel? En dan gaan hy nog verder in vers 19 en hy sê, maar wat my betref is ek deur die wet vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Wat beteken dit om deur die wet vir die wet dood te wees? Sure. Dit bring 'n volgende vraag na vore, as hy in 2 vers 16 praat van die vryspraak, is dit 'n goeie vertaling? Sure. Hoe moet ons die Griekse woord dikaios vertaal, wat hier geïnterpreteer word as vryspraak? Ja. Dis nie so eenvoudig nie. Ja. En dit lei tot lang gesprekke. 'n volgende saak wat nie eenvoudig is nie is, as hy praat oor geloof, dan kan die Griekse vertaling ook wees die geloofwaardigheid van Jesus. Ja. So gaan dit oor my geloof in Jesus wat my vryspreek, of gaan dit oor die geloofwaardigheid van Jesus wat ons vryspraak bewerkstellig? Of dalk beide. Dis die vraag. En miskien 'n minder belangrike vraag, maar tog ook 'n vraag is, hoekom raak Paulus verander hy die persoon? Hy praat nou in die eerste persoon, maar wat my betref, ons is Jode van geboorte, en wat my betref. Ja. So hy begin persoonlik praat. Hoekom doen hy dit? Ja, so dis inderdaad, wel, Petrus is reg as hy in die Bybel skryf, ons broer Paulus skryf dinge wat moeilik is om te verstaan. Maar ons het nou gepraat oor die vloei van hierdie gedeeltes, en dit help ons, en jy het die belangrike opmerking gemaak, daar was nie perikope in die oorspronklike teks gewees nie. So jy kan baie duidelik die oorgang hoor, waar Paulus in vers 14 sê, vir Petrus sê, as jy wat 'n Jood is, nie meer hou by die Joodse gebruike nie, hoe kan jy van mense wat nooit Jode was nie, hoe kan jy hulle dwing om te lewe asof hulle Jode is? Ja. Dan sê hy in vers 15, en dit is die sleutel om te verstaan, ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie. Ja. So onmiddellik hoor jy, en daarom is ek bly jy het verwys na eklesiologie, die studie van die kerk en hoe lyk die kerkgemeenskap. Ja. En soteriologie, hoe word ek salig? Vir Paulus is dit saam in hierdie gedeelte. Hy gebruik hierso die merkers vir hoe lyk die ware geloofsgemeenskap. Dis reg. En natuurlik vloei die sake saam. So as hy in vers 15 sê, ons is Jode van geboorte en nie sondaars uit die heidene nie, dan verwys hy na 2 kategorieë. Ja. En die 2 kategorieë word in vers 16 baie duidelik
nog verder verduidelik. Die eerste kategorie mense, en daaroor het ons ook 'n plakkaatjie gehad, was die regverdiges. Die Griekse woord is dikaios, of dikaioi vir regverdiges. En dit is mense wat uiterlik gekenmerk is daaraan voordat Jesus gekom het, dat hulle die Torah of die wet onderhou. Dis die besnydenis ook, dit is eetgebruike, dit is al daai goed. Presies, ja. En teenoor hulle was 'n ander kategorie mense, en dit was sondaars uit die heidene. Amartaloi of so iets. Ja, hamartoloi, ja. En hierdie sondaars het hulle self van afgodery, hulle het nie Torah gehou nie, hulle het hulle self van afgodery. Dis heidene, hulle Ja, en ook Jode wat nie Torah gehou het nie. Dit was die twee kategorieë. ja, En voordat Jesus gekom het, het dit niks te maak gehad met wetties wees of nie wetties wees. nee. Want die mense wat die Torah gehou het, het dieselfde evangelie volgens Hebreërs 4 ontvang as ons. Ja, Hulle het die goeie boodskap ontvang net soos ons sê Hebreërs 4, maar hulle het nie geglo wat hulle gehoor het nie. ja. So dit het nie gegaan in die eerste plek oor Luther se vraagstuk, word ek gered uit vrye genade en ek wys wettisisme af nie. Want mense wat Torah gehou het, was die regverdiges, en die mense wat afgodery gepleeg het, was die sondaars uit die heidene. So dit was die twee kategorieë. En nou kom, dis Galasiërs 2 vers 15, en dit moet ons vashou. En wat Paulus nou sê is dat hierdie kategorieë het nou verander. Ja, Die teken van mense wat deel is van die kerk, wat deel is van hierdie nuwe geloofsgemeenskap, wat nou die ware regverdiges is, dis wat die tweede plakkaat wys, is mense wat glo in die geloofwaardigheid van Jesus. ja, Dis al twee, Jesus se geloofwaardigheid en mense wat dit aanvaar. Dit is die regverdiges. Die vertaling van vrygespreek is eintlik hier, vat ons bietjie op 'n dwaalspoor. Ons moet die woord dikaios eerder vertaal met regverdiges, ja, want dan praat jy van 'n kategorie mense, eerder as hoe word ek vrygespreek. ja, En hierdie mense, die regverdiges, word gekenmerk nou deur geloof in Jesus. ja, Dis die nuwe kategorie. En die sondaars nou is mense, Jode en nie Jode, wat nie glo nie. en nie in Jesus is nie. En nie in Jesus is nie. Ja. Presies. En wat ook Torah hou. So, So dit is eintlik verskriklik ironies nou dat mense wat vroeër die regverdiges was, ja, is nou die sondaars uit die heidene. Dis eintlik skokkend. So nou moet ons vra, wat beteken 2 vers 17? As uit ons soeke na vryspraak in Christus gebleik het dat ons ook sondaars is, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? Beslis nie. As ons dit sien vanuit 'n Joodse oogpunt, hoe Jode dit sou gesien het, dan sou hulle hierdie mense wat hulle soeke, wat regverdiges wil wees, omdat hulle in Christus glo, gesien het as mense wat sondaars is, omdat hulle nie meer Torah hou nie. ja, Hulle sou gelyk het net soos die sondaars van die vorige bedeling, want hulle hou nie Torah nie. ja, So Paulus is besig om kommentaar te lewer van hoe die Jode en die Jakobusmense die Jode sou sien wat nou nie meer Torah onderhou nie. Hy praat van hulle wat Jode is. En hy sê wat nou tot geloof gekom het en wat nie Torah hou nie. Hy sê as uit ons soeke na vryspraak in Christus, so om geregverdigdes te wees in Christus, blyk dat ons ook sondaars is. Ons lyk nou soos die sondaars. Dan gaan dit tog lyk asof Christus nou in diens van die sonde staan, en hy sê dit is nie so nie. So hy praat vanuit die perspektief van daai Jakobus volgelinge mense, en hy praat oor homself en Petrus wat meng met hierdie heidense gelowiges, en as dit dan verkeerd is, as hierdie nuwe werklikheid in Jesus nie genoeg is nie, dan beteken dit dat Jesus in diens van die sonde staan. Is dit wat Paulus sê? Ja, hy sê eintlik dat hulle lyk nou net soos die sondaars van die vorige bedeling. Hy en Petrus en die ander Joodse gelowiges wat nie meer Torah hou nie. Ja. En dit laat jou dink dat Christus nou in diens van die sonde staan, maar dit is kan nie wees in die geval nie. Ja.
Miskien moet ek 'n so 'n verduidelikende vertaling lees wat dit dalk 'n bietjie makliker gaan maak. Hier staan as die Jode en die Jakobus mense, dis daai perspektief. Ja. As die Jode en die Jakobus mense bevind dat ons, wat ook Jode van geboorte is, dis 2 vers 15, Ja. in ons soeke daarna om regverdiges te wees Ja. in Christus. As hulle bevind dat ons ook sondaars is, soos tussen hakies soos die nie-Jode sonder die wet, beteken dit dan dat Christus in diens van die sonde staan? En sy beslis Dit kan nie wees. kan nie wees nie. Ja. So dit help my ook om te verstaan wat hy dan verder praat oor die wet. As hy sê dat wat my aanbetref is ek deur die wet vir die wet dood. Die uiterlike merkteken is nie meer Torah nakoming, Nee. maar net geloof in Jesus. Ja. En wat beteken dit dan vir die wet? Wat het met die wet in die ou bedeling gebeur? Toe die wet, Torah, 'n teken was van die regverdiges. Die wet dra die dood in homself saam. Want die wet is altyd 'n skaduwee van die Messias wat sou kom. Ja, dis die werklikheid. Dis Jesus is die vervulling van die hy wet. is die vervulling van die wet. Ja. So wat my betref is ek deur die wet vir die wet dood en net daarna sê ek is saam met Christus gekruisig. Ja. Jesus se dood het 'n einde gebring aan daai skaduwees. Ja. So hy is deur die wet vir die wet dood. Ja. En mens sien dit ook eintlik in die 10 gebooie dat jy ontdek jou sondigheid en jy kan dit nie nakom nie, jy het Jesus nodig om saam met hom te sterf. Ja. Maar al daai uiterlike gebruik, ek dink hy praat in die eerste plek daarvan, dit sterf. Deur die wet is ek vir die wet dood. Ja. So dis bietjie 'n moeilike uitdrukking, maar ek dink nie dis so moeilik om te verstaan nie. Ek het 'n beeld gebruik om dit te probeer verduidelik. Daar was villages in nedersettings in Afrika jare terug wat nie telefone gehad het nie. En toe kom selfone. En toe is hulle so ver agter gewees dat hulle eintlik voor was. Want jy sal onthou, wel jy is tog dalk te jonk om dit te onthou, maar ons het nog telefone gehad wat jy met die slingertjie gedraai het. En telefone wat aan telefoonlyne gekoppel was. Hoe oud is jy regtig? En nou is telefoonpale en telefoondrade oorbodig want ons is soos daai villages wat nie telefoonpale gehad het nie. Ons is nie Jode. En nou is ons skielik voor. Ons het nie al daai skaduwees gehad wat heenwys nie. So was die wet. Dit was soos daai telefoonpale, besnydenis en eetgebruike ensovoorts wat alles heenwys na die Messias, maar nou kom die nuwe bedeling. Ja. Wat ek nou vergelyk met die selfoontorings. En nou is daai oorbodig. Ja. Maar meer as dit, as jy nou weer teruggaan na die plaastelefoon wat jy wil draai met die slinger, is jy eintlik besig om die wese van kommunikasie aan te tas. Ja. En dis wat Paulus sê, ek is deur die wet vir die wet dood. Daai goed het obsolet geraak. Daai bedeling is verby. Die bedeling is verby. Ja. En as jy nou weer daai bedeling wil terugbring as die merktekens van die kerk, dan gaan jy die evangelie in gedrang bring. Jy plaas 'n las dan op nuwe bekeerlinge wat nie van God af is nie. Ja. Maar dis die negatiewe, nê? Wat is die positiewe? Wat is die evangelie? Wat is die goeie nuus in hierdie gedeelte? Ja, dit het my verstom. Hier is die eerste keer in die Nuwe Testament, want hier is een van die heel oudste briewe waar Paulus die uitdrukking ons in Christus en Christus in ons gebruik. Hy sê as uit ons soeke na vryspraak in Christus blyk dat ons ook sondaars is. En 'n bietjie later sê hy ek is saam met Christus gekruisig. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Dis die krag van die evangelie. So. Dat ons het nie meer die uiterlike nodig as tekens dat ons Christene is nie. Want ons identiteit is dat ons in Christus is en Christus is in ons. En dis so kragtig. En dit wil het my laat dink aan wat Trevor Hudson skryf in sy boekie Seeking God. Hy het
Hy het 3 sake wat hy noem en hulle werk in Afrikaans ook. So ek gaan net in Afrikaans sê, hy praat oor disippelskap en hy sê disippelskap het te maak met informasie, dis die eerste woord. Ja, Ons het kennis van Jesus nodig, absoluut. maar die slotsom van disippelskap is nie informasie nie. Is nie genoeg nie. Is nie genoeg nie. Ja. Ons het inspirasie nodig. Ja. Dat ons opgewonde is oor die evangelie, maar die slotsom van disippelskap is nie dit waaroor ons opgewonde Ook raak. nie genoeg nie. Dis nie genoeg nie. Iemand kan in die kerk sit en baie opgewonde wees oor ons boodskap en goed voel en geïnspireer voel daaroor, maar niks veranderings aan sy lewe maak. Ja. Wat hy sê wat nodig is interaksie met Jesus. Dis waaroor disippelskap gaan. En as ons besef ons is in Jesus, ons het saam met hom gesterf. En hy het in ons opgestaan. Hy is binne in ons. Dan gaan disippelskap oor interaksie met Jesus vanuit hierdie nuwe identiteit. So. En dis wat hy verder in Galasiërs ook uitpak. Dis veel meer dinamies as om die wet byvoorbeeld te Ja. onderhou. Dis veel meer dinamies as om die wet te onderhou en dit bring ons ook by baie meer uit as net hoe word 'n sondaar vrygespreek. Ja. Dit bring ons by baie meer. Dit sluit dit natuurlik in, maar dit bring ons by baie meer as dit. Dit gaan nie oor hoe gaan ek eendag hemel toe nie en hoe word ek uiteindelik geregverdig by God nie. Dit gaan oor my lewe hier en my identiteit. Die koninkryk nou hier op aarde. Koninkryk nou hier op aarde. Ja. As al die toepassings oor identiteit is so belangrik. Vat maar iemand wat sê net maar worstel met seksualiteit, is baie pynlike worsteling. Kan dan besef, maar weet jy, my worsteling, dis nie my identiteit nie. So. My identiteit lê daarin dat ek vrygespreek is in Jesus of geregverdig is in Jesus en dat hy binne in my is, dat ek elke dag in sy krag kan lewe en dat hy my ontmoet in my worsteling. 'n Tiener wat worstel met groepsdruk het nodig om te hoor waar is my ware identiteit en nog baie ander toepassings. En om nou merkers in die kerk by te bring dat 'n goeie Christen lyk so of so, jy is gereformeerd, jy is met ander woorde 'n Christen van die reformatie as jy die uitverkiesing as 'n uiterlike teken het, of die verbond, ek is deel van die verbond, ek verstaan daai goed. Dit voeg alles merkers by die suiwer, eenvoudige identiteit van ek is iemand wat in Christus is en hy is in my en ek leef nou vanuit dit. En dit gaan na die ander kant toe ook, as ek byvoorbeeld in tale bid of ek het hierdie genesings, wonderwerke, herlewing, alles wat my so inspireer, nê? uiterlike dinge wat ek dan gebruik om myself te regverdig eintlik, in plaas van net om te vertrou in die betroubaarheid van Jesus Christus. Ja. Dit laat my dink en ek dink dit is waaroor Galasiërs in wese handel, dat Jesus sê, julle sal vir my sê, baie sal vir my sê, ons het in u naam gepreek. Dis die ouens wat net die informasie was wat hulle gedra het, of in u naam duiwels uitgedryf, ons het al hierdie wonderlike, inspirerende goed gedoen, maar daar was nie interaksie nie. Ek sal vir julle sê, gaan weg van my af. Ek ken julle nie. Ek ken julle nie. So. Ja. En dis my bede dat ons Jesus sal ken en leer ken en elke dag in interaksie met hom sal lewe. En dat hierdie projek nie sal gaan oor wow, ek verstaan nou Galasiërs se moeilike verse nou perfek, of ek voel so geïnspireer deur hierdie projek, maar dat dit oor disippelskap gaan. Ware Jesus. Ware Jesus. Dis ons jaartema, dat ons interaksie met hom sal hê. Ja. Natuurlik gaan dit oor informasie en dit gaan oor inspirasie, Absoluut. maar daai interaksie met hom sal hê.